the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. Now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, alive in me. I'm awakened to the truth. From the start, you made me to be like you. To be like you. And now I stand in freedom, blameless in the truth, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, yeah. And as I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name, mountain mover. You have made a way. You define me. You have called my name. As I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior, yeah. As I behold, Creator God, I'm swept into your never.
Every low and every high,
hear it. The hustle and bustle of a busy city teeming with life. People coming from everywhere. Entrepreneurs and school teachers, government officials and sports stars, artists and media houses, all joining in to drive the powerful pulsating culture that moves a nation. This is the landscape of a city. This is where we start our journey. Armed with faith to reach the lost, a love that can heal the pain, and a living hope ready to restore the brokenness of cities around the globe. City Changers exists to empower families on mission, to see the earth filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Hallo Rihanna, jy kan saamkom hoor. Ons het dit gereël. Môre? As jy dink is die wegraping, nee, ons het 'n gemeente ete hierna. Okay. Dani was nie reg nie. Dankie Vader, want ons het 'n visie vir 2026 en die Here het vir ons groot dinge gedoen in die jaar wat verby is. Ek wil so bietjie inligting net vir jou teruggee. Ek weet meeste van ons sê statistieke is boring, maar as dit so lyk, wil ek dit deel. Okay, amen. In 2025 het die Here in hierdie gedeelte in Efesiërs 3 vers 20, wat ek vir jou net lees in die Nuwe Lewende Vertaling, of die New Living Translation. Now, all glory to God, who is able through His mighty power and work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Nou, ons het die Here vertrou op grond van 'n woord wat hy vir ons gegee het vir die seisoen waarin ons nou is. En ons het oralste gehoor om ons dat dit baie rof gaan in die geloofswêreld, veral in Christendom. Maar het iets gebeur wat ek vir julle sê, ons kon net getrou wees in wat die Here vir ons gee. Hy het nie net opgepatch nie. Hy het ons verbaas. So die eerste ding wat ek vir jou net wil wys, ons gaan so deur die skyfies gaan, is net vinnig, die finansiële bydrae, die inkomste van die hele Doxadeo familie het in die laaste jaar met 10.5% gegroei. Ons wil die Here eer daarvoor. Dan as ons kyk na Linden, dis ons inkomste die rooi hierdie jaar teenoor vorige jare. Ek wil die Here eer vir jou gehoorsaamheid. Yes. Dis vir ons belangrik dat ons weet hoeveel mense betrokke is en inkoop in die droom. En ongelukkig, ek kan nie jou geestelikheid meet met 'n barometer nie. Meeste van julle bring in elk geval jou beste Bybel as ons kom kuier. So, jy lyk superheilig. So, ons moet nou maar gaan met jou bywoning en jou inkoop. En as ons kyk in die Doxadeo familie, die hoeveelheid gewers, mense wat finansiëel bydra, dis die volgende skyfie, het dit ook geklim. Ons is op 5.641 en dit het ook met 10.4% gegroei. En dan, as ons kyk na ons kampus, die volgende skyfie, ons het gewerk tot en met September, want dis wanneer ons beplanning vir die volgende jaar gebeur. Dis nie net dat daar meer finansies ingekom het nie, daar's meer Lindeniete wat gesê het, ek is deel van hierdie droom. Ons eer die Here vir jou getrouheid en jou gehoorsaamheid. Dan die volgende, die average Sunday attendance oor die hele Doxadeo het met 141% gegroei na COVID. Kan ons vir die Here dankie sê daarvoor? Amen. Dit gaan goed met Doxadeo. Ons eie Sondag totale het ook drasties gegroei. Mense, daai lyk nou nie so groot nie, want ons is baie konservatief in Linden. Ons hou nie, jy weet, party ons blaas daai ding ons so op, dat die grafiek so is, al die woordjies is so smal. Ons sê, laat ons eerder die woorde breed maak, maar ons het met 'n gemiddeld van 130 mense in hierdie jaar per Sondag gegroei.
per Sondag bywoning. Ek dink dis absoluut fenomenaal. En ons wil die Here dank vir sy getrouheid. Jy weet die skrif sê, ons gaan van huis tot huis en ons bedien mekaar en ons kom hier by mekaar, maar die Here voeg by. Ons wil die Here dankie sê daarvoor en hom eer. Yes. Dan laastens, die impak wat ons in Doxa Deo besig is om te maak oor die hele wêreld is absoluut fenomenaal. Ek kan jou doodgooi met statistiek vandag. Maar een ding wat vir my fantasties is dat 1250 leiers in hierdie laaste jaar toegerus is oor 34 lande. Ons praat van governors van state in Amerika. Ek hoop ons kan die regte governors kry, maar ons praat van mense wat in lande drastiese groot rolle vertolk in die politieke sfeer, in die sosiale sfeer, wat ook ingekoop is by die City Changes Institute, wat leer van kingdom partnerships, wat leer van koninkryksmissie. En ek wil vandag vir jou sê, jy is deel van 'n groter droom. As ons net weer daarna die Efesiërs 3 vers 20 op die skerm kan hê. Ek wil jou vra dat jy so 2-2 na mekaar toe draai. As jy introvert is, draai 1-1 na mekaar toe. Maar kan ons die volgende minuut of so, net elkeen persoonlik vir die Here dankie sê, vir wat hy vir ons in Doxa Deo hierdie jaar, die geleenthede wat hy vir ons gegee het. En mag jy in jou hart net beleef ook, die roeping van die Here op hierdie Doxa van Deo, die heerlikheid van God, om versnel te word deur my en jou lewens in ons inkoop, en dat die kleinste ding wat ek en jy doen, is nie gering vir God nie, amen. Die Here kan groot dinge doen, selfs net deur ons teenwoordigheid op 'n plek. So ek wil jou nooi, kom ons draai na mekaar toe en ons sê elkeen in ons eie woorde vir die Here dankie, en daarna gaan Rihanna vir ons 'n gebed doen gesamentlik. Hemelse Vader, baie dankie vir u amazing liefde, vir u goedheid, vir u insig en guns, waar ons nie eens altyd geweet het, ons verdien dit nie, het u dit vir ons gegee. Here, ek wil hierdie liedjie vir u terugbid, wat sê, for all that you've done, I will thank you, for all that you're going to do, for all that you've promised, and all that you are, is all that has carried me through. Ons het u so lief en ons loof en prys u uit ons hart uit vir elke wonderwerk, groot, klein, vir elke vernoot, vir elke lid, vir elke leier. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. At Tree, we are building the next generation. Our vision is clear and the results are undeniable. We believe in a transformed future for education, transforming not just the classroom but communities across the nation. We are reaching 180 schools in 6 cities with 84 full-time youth workers.
impacting 9,500 students every week. Healthy schools are raising up the next generation of leaders. This is the story of real transformation, real lives changed through the power of Christ-centered mentorship and a healthy educational environment. Together, we are building a brighter future. Would you join us? Hallo julle, ek is François Wuwu, wat is jou naam? My naam is Wuwu François. Daar's hy. Okay, so as julle 2 keer haar naam gehoor het, dan weet julle mooi wat haar naam is. So ons kom ons noem dit die next gen leiers. Yes. So ek is by Fusion by die tieners, sy is by Kids en Kids. Okay. Fantasties. En ons wil net bietjie celebrate. So julle het gesien daar's 'n video wat praat oor TREE. Nou, TREE staan vir Transforming Educational Environments. En dit is waarvan ons deel is en wat die hart van TREE is en waar ons ook inkoop is. Ons gaan na die skole toe en ons sê, hoe kan ons julle help? Hoe kan ons die tieners in die skole help en leiers opbou en verandering bring in die skole? En ja, dis so voorreg om deel te wees van die proses en spesifiek by Linden Hoërskool Randburg en Laerskool Unica. Ja, Laerskool Unica. Ons is daar ook elke week. Dis so voorreg om daar deel te wees en net te sien die groei en die worship aande en die pauses wat ons daar is om te sien hoe die tieners die Here leer ken en groei in hulle verhouding in die Here. Ja, en iets wat ons regtig voor dankbaar is en celebrate is, daar is al hierdie groot prosesse in ons groter omgewing, maar die impak wat dit hier op ons kampus het, is amazing. Ons stap 'n pad met hierdie kinders en tieners en daar met Jesus Week was daar soveel tieners wat hulle harte vir die Here gegee het. En selfde met die Derby Worship wat ons hier gehou het, was ook ongelooflik lekker geweest. En dit voel vir my dat elke jaar die spiritualiteit of die spiritual depth van hierdie tieners en kinders raak net meer en groter. En ons celebrate vandag die feit dat niemand onveranderd bly nie. En ek wil julle graag nooi om die volgende video saam met ons te kyk. Kan ons 'n groot handeklap gee vir wat die Here doen? Come on, dit is so mooi om te sien hoe die Here regtig werk in ons gemeenskap.
En ek dink as ek terugkyk na al die geleenthede wat plaasgevind het deur die jaar, ons het gepraat van die Derby worship aand en al die ander worship aande en die Jesus Week wat ons die voorreg gehad het om vir 'n hele week by Hoërskool Randburg uit te kamp saam met ander kerke en worship aand te hou met omtrent 5 skole wat daar betrokke was by die aand. Meer as dit was daar ook 'n fusion kamp gewees waar ons tieners op was, maar as ek kyk na al hierdie groot geleenthede en die groot bymekaarkoms van tieners wat in eenheid staan en sê, "Jesus, ons wil die Here se naam groot maak." Is wat vir my uitstaan is wat daarna gebeur het. Wat na hierdie groot geleenthede met die lekker musiek en die groot prys gebeur het, dit is tieners wat uit daai geleentheid uitgekom het en gesê het, "Ek het die Here ontmoet in hierdie geleentheid en my hart is verander. Ek het hom leer ken, my hart is verander en nie net het ek my hart vir hom gegee nie, maar ek koop in om hom te dien en om na ander tieners en my vriende en die mense by die skool te gaan en te gaan sê, "Jesus, kom ons kry 'n Bybelstudiegroep bymekaar. Kom saam met my kerk toe. Kom saam met my na hierdie nuwe geleentheid toe." Hulle vriende wat nie die Here ken nie. En dit is wat vir my sal bly uitstaan is die impak wat hierdie geleenthede dan het op die individue en die individue wat dan uitgaan na hulle vriende toe en hulle harte ook wil verander en hulle die Here ook wil laat leer ken. Ons wil so graag 'n oomblik create waar ons net bid vir ons next gen en vir ons campus ook. Die impak wat nou gebeur is iets wat ons definitief vier, maar ons vertrou ook vir groter impak. En ek wil jou uitnooi as jou kids of jou tiener ook vanoggend saam met jou in die kerk is, vat hande met hulle en laat hulle ook saam bid. En ja, kom ons sê net vir die Here dankie, kom ons celebrate dit wat hy besig is om te doen en vertrou hom vanoggend. Julle kan na mekaar toe draai en dan bid ons saam. Amen. Dit is my so fantasties, soos wat ek en Astrid nou bid, besef ons, dink ons is 6, 7 jaar al hier so by Linden. Toe ons hier begin het, was ek en Astrid een van die 5 jong mense wat hier so was. Letterlik hoe dit was, en prys die Here, ons is nie meer een van die jong mense nie. Maar net om te beaam, ja, ons is. Net om te beaam wat François sê vir die groei van regtig jong mense dan. Kom ek sal dit maar net so. Maar dit is so mooi as jy dalk wonder, vanoggend lyk bietjie anders dan dit is anders. Ons het 'n oomblik gevat en eintlik op refleksie, op dankbaarheid gereflekteer wat die Here kom doen in die groter Doxydale. En ons het nou 'n bietjie stil gestaan en om te kyk hoe lyk die dankbaarheid in wat by Doxydale Linden spesifiek doen en dit wat die Here kom
kom doen en reeds kom doen het en nog gaan kom doen. Maar ons wil 'n bietjie gear switch vanoggend en eintlik om fokus op jou. Vanoggend kom fokus op jou en elke jaar tydens ons dankdiens het ons hierdie oomblik wat eintlik klein is, maar eintlik so groot is. Ons het hierdie kaartjies wat ons vra dat mense moet invul. 2 vrae. Eerstens, waarvoor is jy dankbaar in die jaar wat verby is of wat nog steeds in die gang is? En dan tweedens, waarvoor vertrou jy die Here in die jaar wat voorlê? En elke jaar of die volgende jaar omtrent dieselfde tyd neem ons die foto's van al hierdie kaartjies en ons stuur dit vir die mense, want mense vergeet wat hulle neergeskryf het. En dan is dit altyd so verstommend om te sien hoe die Here beweeg het in mense se lewens. Ons het al soveel goed gesien waar daar deurbrok is in swangerskappe. Waar daar mense in depressie was. Waar daar deurbrok is mense se loopbane, waar daar deurbrok mense se huwelike is. Groot goed en klein goed, staan ons elke jaar verstom om te sien hoe getrou die Here is. En so skryf ons elke jaar ook iets neer. So ek gaan oorgee aan Astrid vir hierdie ene. Nou julle almal my nommer. So verlede jaar die tyd het ek regtig gesit met 'n hart vol dankbaarheid vir hoe die Here vir ons deurgekom het deur die jaar in generosity en mense se harte teenoor ons. En ek het regtig gevoel dat dit op my hart druk dat ek behoefte het om dit weer te kan teruggee ook. Ek het regtig gebid vir gasvryheid en om weer to pay it forward. En die Here het net al so gekyk en hy het gesê, hold my hand, I'll show you. En ons staan weer hier en ek kan regtig net getuig dat die Here het soveel wat hy vir ons voorsien het in die vorige seisoen, het hy hierdie jaar weer. En hy sal altyd, hy kom deur en hy's altyd daar vir ons. Jy dink ons nie 'n uitweg nie, hy stuur vir jou iemand met 'n uitweg. En ons harte is vol. Ja, ek dink ek wil net beamoen wat Astrid sê, hierdie voorsieninge gasvryheid is, dit dank aan julle. So ons is regtig 'n family on mission en dankie vir julle in hierdie seisoen. En dit smelt is so amazing as mens kyk na dit wat mense neerskryf vir waarvoor jy vertrou vir die volgende jaar is so klein teenoor dit wat die Here wil kom doen. Wat so op my hart is 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 skryf Paulus, hy sê wees altyd bly. Dis een van die kortste verse in die Bybel en dan gaan hy verder in vers 17, hy sê bid geduldig, is nog korter. Ja, dis asof Paulus wil hê ons moet iets onthou en dis my so mooi want hy sê bid geduldig, dis 'n konstante ding waarvoor ek en jy moet gesels, waarvoor is ons dankbaar en waarvoor vertrou ons eerder as net iets wat ons nou neerskryf en volgende jaar weer onthou as iemand vir ons hier WhatsApp stuur. En dan eindig hy in vers 18, hy sê wees in alle omstandighede dankbaar. In alle omstandighede. Goeie omstandighede en omstandighede wat ook moeilik is. Nou eindig hy sê, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. En dit is 'n groot woord, verwag. En die vraag is, hoekom verwag hy dit van my en vir jou? Die rede vir dit is omdat jy aan hom behoort. Dankbaarheid is nie 'n uitnodiging nie. Of dit is 'n uitnodiging, dis nie 'n godsdienstige plig nie. Dis 'n reaksie op 'n God wat baie deel wil wees van jou lewe en deel is van jou lewe. So as ons kyk na dankbaarheid vir die jaar soos wat ons terugreflekteer, mag jy besef God was oral gewees. Daar is nie een oomblik in 2025 waar hy jou misgekyk het nie. Al jou vreugdes, al jou spanning, al die seisoene waarvoor jy gewag het, niks het hy gemis nie. Psalm 139 sê dit so mooi in vers 7 tot 8. Here, waarheen sal ek gaan om u te ontkom? Al gaan ek op na die hemel, u is daar. Daar's nêrens waar jy gaan of waar jy was hierdie jaar waar hy nie was nie. As ons dan verder gaan en vorentoe kyk vir 2026, is dit net so waar. Psalm 139 sê, u het reeds my pad bepaal. U het my lewe neergeskryf nog voordat ek gebore is. Waar jy nog dink jy is op pad, daar is hy reeds. Waar jy nog hoop en beplan en droom, daar is hy handklaar. So vanoggend gaan ons weer dieselfde uitnodiging gee. Daar is nie 'n papiertjie op jou stoel nie, maar ons doen dit hierdie elektronies. Dit is bietjie makliker want jy hoor ons groei verskriklik goed. Maar die vraag is, waarvoor is jy dankbaar in die jaar van 2025? En waarvoor vertrou jy die Here
in die jaar van 2026. Ons sal nou afgaan, moenie worry nie, ek kan julle rekorde scan, maar ek wil dit 'n uitnodiging maak soos wat jy invul. Mag hierdie nie net 'n jaarlikse oefening wees wat ons altyd in die diens doen nie, maar mag dit 'n heilige oomblik wees. Mag dit 'n heilige oomblik wees tussen jou en die Vader. Neem so 'n oomblik.
kan sommer net so bly staan terwyl ons nou besig is. Ek en my vrou staan hier so as getuies van die Here se goedheid in 2025 en net om 'n bietjie by te las by Corneille en Astrid. Ons het seker 'n jaar en 'n half bietjie meer net aanhou bid vir 'n kleintjie vertrou. En ons het net hierdie gevoel gehad 2025 is die jaar en toe begin ons woord kry en ons het vasgehou en toe vind ons uit in Julie maand dat ons 'n kleintjie verwag. So ja, in Maart maand, vroeg Maart maand, dan kry ons klein seentjie Willem David. En ek en Sisi, ons het die geloofstree gevat om sy naam op die boom te skryf. So 'n paar maande terug, soos julle weet, het ons hierdie boom hier voorgesit waar ons vir julle gevra het om op die kaartjies te skryf die name wat die Here op julle hart druk vir mense wie julle vertrou, 'n ontmoeting met die Here sal kry. En ons het besluit ons gaan die geloofstree neem om ons ongebore seentjie se naam al op daai boom te skryf. En ons vertrou dat hy al van 'n vroeë ouderdom die Here opreg sal ken. En ek wil net eintlik celebrate, dit lyk ook nie so baie nie, maar daar's oor die 500 name op daai boom geskryf deur julle. En dis hoeveel mense ons in hierdie kampus vertrou, ontmoeting met die Here sal kry. En vanoggend, omdat dit 'n dankdiens is en ons wil celebrate vandag, julle sal sien ons het hierdie groen kaartjies uitgesit vanoggend, want ons wil celebrate wat die Here reeds hierdie jaar kom doen het. So ons wil vanoggend vir julle vra of as julle van mense se name weet, name wat jy neergeskryf het, of waar deurbraak in daai persoon se lewe was, of hulle ontmoeting met die Here gehad het, as jy van daai persoon weet, kom skryf hulle naam neer. Maar as jy van iemand anders weet wat jy nie neergeskryf het en jy weet, hy het ook in 2025, hy of sy het ook in 2025 hulle naam vir die Here, hulle hart vir die Here gegee, kan jy hulle naam ook opskryf. En dan laastens, as jy self jou hart hierdie jaar vir die Here gegee het, jy het self in 'n verhouding met die Here gegaan, skryf jou naam ook op die boom. Want ons vertrou van hier af, dis nie 'n ontmoeting nie, maar is 'n verhouding. Die grootste roeping vir elke mens op hierdie aarde is om die Here te ken. Daar's niks beter en 'n groter voorreg as om die Here te ken nie. Dis ons grootste doel op hierdie aarde. So kom ons skryf dit neer en dan gaan ons 'n moment van celebration hê en ons gaan vertrou dat hierdie mense net sal groei in hulle verhouding met die Here en om net al hoe meer en meer leer ken. So julle kan solank die name kom neerskryf.
Ons wil net U loof en prys vanoggend. Vir U goedheid, vir U getrouheid, vir hoe U in elke area van ons lewe kom inwoon maak. Here, ons is so dankbaar om hierdie liefdevolle God te dien wat ons dien. Here, ons is so lief vir U en vir alles wat U vir ons doen. Vanoggend kom celebrate ons vir U. Ons celebrate nie dit wat ons gedoen het en wat ons bereik het nie, maar ons celebrate wat U als vir ons kom doen het. Here, ons kan bid vir die name, maar dis U Gees wat kom werk. En ons sê dankie vir dit, Here. Ons sê dankie vir elke naam wat hulle hart vir U gegee het, die wat ons nie eers van weet nie, Here. Ons sê dankie daarvoor. En ons sê dankie vir die wat nog op daai plek gaan kom om U te ontmoet en U te ken. Ons prys U, Here. Amen. Amen. Ons gaan 'n bietjie celebrate vanoggend. Kan ons net dankie vir die Here sê? Kan ons hom 'n groot hand gee vir alles wat hy doen? Ons wil julle nooi, kom staan saam met ons en kom ons celebrate. Praise when I'm dying.
Dankie. Ek wil julle net herinner, soos vir laaste paar afkondigings voor ons uit gaan beweeg en lekker gaan verder kuier. Volgende naweek is ons carols, asseblief in ons aanddiens, asseblief kom kuier, dit gaan ongelooflik wees. Maar ook hoekom ons hierdie slide wys is want Desember beweeg ons net na een diens toe. So baie belangrik. Jy is welkom tweede diens, ons gaan net nie hier wees nie. So neem net kennis van dit, maar ons sal dit verder ook uitkommunikeer nader in die tyd. Maar so vir 'n oomblik wil ek net pos by die boom. Dis so fantasties om te sien hoe klomp groen plakkers en kaartjies al reeds hier is en mag dit jou gees motiveer en jou hart motiveer as daar nog nie een by joune is nie om aan te hou bid. Ek dink hier is 'n visuele prentjie van die Here is besig en hy's nog nie klaar nie. Amen. So met dit is so jy ook welkom na die tyd te kom vir gebed as jy gebed nodig het. So graag saam met jou bid. Ons gaan hier buite by die starting point wees. Asseblief kom kuier. Omdat dit na ons tweede diens baie belangrik ons Spys en Dank gemeente kuier is, Superkel nie hierso nie want ons kan nie kos gee en kos verkoop en kos gee nie. So hulle is vandag nie in die Malunas is hierso buite. So hulle is welkom om te bly tot na die tweede diens. Andersins baie lekker kuier saam met ons net hier buite. Dankie. Cheers.